Hallo julle en welkom by 'n splinternuwe episode van F1 in Afrikaans en ons is so 'n bietjie laat met hierdie ene. Twee races en ons albei was net besig. Dis actually insane om te sê, maar twee amazing races. Vandag praat ons daaroor en major nuus wat ingekom het. Um Honestly ek is so ready vir hierdie ding en dit is actually quite insane. Soos altyd ek introduce altyd soos my co-host saam met my se naam is Chicken Wing. Palanal Verlang en vandag is dit 'n weird one man. Vandag is 'n vrye episode wat is net amazing en dit is awesome en ons gaan oor na die twee races toe. Chicken Wing, wat sê jy vriend? My chom, as jy vir my gesê het, Leclerc gaan wen, dan sou ek vir jou gesê het, what? Op hulle home ground. Beautiful, beautiful, beautiful. Ek is bly vir hom. Dit maak die championship interessant. Op die oomblik voel ek vir my Red Bull moet iets major doen om hulle championship te red, nie net hulle constructors nie, maar ook Max's championship. Selfs met Holland. Yes, ou, ek het nooit gedink Red Bull gaan so sukkel met Max op sy tuisgrond en goed nie. So ja, ek sien uit na die volgende 8 races. Ek dink dit gaan amazing wees. Ek dink dit gaan tot op die laaste race van die seisoen gaan. So ja. Okay, maar soos nou net eers nee, weet jy wat vir my is kind of scary? Soos ek het dit oop hier langs aan my, real quick, nee. So op my laptop is nou out of sight, dit out of view en op dat. Maar wat ek langs aan my het met die kom ons begin eers met die Nederlandse Grand Prix, nê. Ons almal, let's be honest, ons almal het gedink dit is 'n Max Verstappen show. En dit gaan 'n Max Verstappen show wees juis oor die idee dit is sy home Grand Prix. Maar McLaren 22 sekondes ou, waar wil julle die kar uit? Wys ons jou cheats. Soos watse cheats gebruik julle om 22 sekondes voor te hardloop? Dit is insanity. Dit is iets wat ons so lank lank gesien het en especially meer by Red Bull. Ek meen Red Bull het op 'n stadium met die 22 seconds, selfs 30 sekondes begin hardloop. Dit voor die hele grid. En nou all of a sudden McLaren, hallo, goeiedag en welkom by die constructors. Soos alles besig om dinge uit die water uit te slaan en dit is my crazy om te sê dat 'n mens kan dink dat McLaren actually so hoog hardloop in die tyd van die season. En soos jy sê, op die einde van die dag gaan dit letterlik kom tot op die einde. Ek dink die constructors en die World Championship reg tot op die einde. Ons gaan weer 'n 2021 sien en ek kan jou al guarantee dit gaan gebeur. Dit vir my is dit insane. Soos voordat ons deurgaan na Monza toe. Ek meen Monza was 'n Grand Prix wat ekskuus, wat ek nou sover nog die meeste geniet het. Soos actually deur al die races wat mense nou kan sê. Behalwe obviously nou iets soos Monaco sien dat soos ek sê Ferrari fan en al dat. Maar behalwe nou soos Monaco, Monza was groot, maar eers Nederland, right? Ek meen toe 22 sekondes McLaren, wys ons jou PC cheats of wys wat ook al julle in daai kar ingesit het en wys dit vir ons. Stuur some of julle work na Ferrari toe, honestly speaking, because dis insane. Come on man. Mense het regtig gedink Max Verstappen, home ground, easy win. En net nee. It's like nee. Dit het nie uitgewerk vir Max. Ja, Chom, ek weet nie actually wat om die reply op hier, want op die oomblik voel het vir my Perez doen nie sy kant van spanning, al het hulle vir hom 'n nuwe kontrak geoffer of gegee. Ek dink nog steeds hulle gaan hom pos die einde van die seisoen. Piastri en Norris op die oomblik is vir my die main papaya. Hulle is fenomenaal. Daar's nie politiek in hulle span nie. Daar's glad nie so ietsie. So ek dink regtig hulle gaan die res van die seisoen dominate. As Perez nie sy sokkies gaan optrek nie, gaan hulle uitval. Ek dink hierdie hele ding met Adrian Newey ook het 'n baie impak gemaak op die span.
aan baie mense het gedink Adrian Newey sal Ferrari toe gegaan het en toe gaan hy Aston Martin toe. So ja, dit is actually vir my soos jy sê, die 2021 season all over again. Maar die keer is Mas nie daar nie. So daar's nie politiek op die einde nie. So ja. Dit is nogals wat nogals my scary is. Ek dink dit was met die British Grand Prix gewees. Een van die so ek kan nie onthou eers wie was dit op die grid gewees nie, maar hulle het na Jeremy Clarkson toe gegaan van die Grand Tour en van Top Dis Gear. Pierre Gasly. Nee, so hulle het dit was een van die interviewers man. Like, dit was nou al 'n while ago, ek weet nie wie dit was nie, maar hulle het op toe gegaan en toe hulle vir hom soos, het jy vir ons enige nuus om wat ook al, en toe sê hy soos like, wat ek wel vir julle kan sê is Adrian Newey soek 'n huis in West Oxfordshire en nie 'n Maranello nie. En toe sit kind of die bom wat gedrop word van Adrian Newey wat essensieel nou 'n week terug geteken is deur Aston Martin. So sy salary is insane, man. Ek kry 10 miljoen per year salary. Dis insanity om daai ou dan op die grid te kry. Plus, as ek dit nie mis het nie, Aston Martin gaan in 2025 oor na die Honda engines nie. So nou voel ek dit gaan nou 'n case wees van iets gaan gebeur met Aston Martin. Aston Martin gaan weer in die top hardloop. Ek dink wel nie ou Strolly Poo gaan dit deel wees van die groot hardloop nie, maar daar was vandag gesê askies equipment wat fail, dude. Equipment wat fail. Daar was vandag blykbaar het was nog gesê deur Alonso. Hulle het hom gevra, luister, gaan jy nog volgende season race? Het jy dit voel jy nog reg vir volgende season? Toe sê hy ja, ek gaan nog volgende season race en guess what? In 2026 gaan ek ook race. En die season daarna gaan ek ook race. So dit is basically geconfirm dat ons gaan nog steeds een van die oudste drywers op die track hê en hy gaan nêrens heen nie. En Adrian Newey gaan hom aanhou push constantly tot op like next levels. So Adrian Newey is 'n scary thought. Soos jy gesê het, almal het gedink Ferrari, maar thanks to Jeremy Clarkson was it kind of confirmed dat hy Aston Martin toe gaan. En as ek dit nie mis het nie, ek gaan credit ek gaan kind of credit gee waar credit ek gaan credit gee waar credit is due. Jy het dit kind of gekol, man. Jy het gesê dat hy Aston Martin toe sal gaan en jy het dit gekol en jy het kind of dink dit was met ons tweede of derde episode gewees van die season, believe it or not. Toe kol jy dit, sê jy dis kind of a fact. So Ja, on the point calling to you, my friend. ek moet vir jou sê dit, ek dink ek het dit al vandag eenaf geweet. Ek het maar net gewag. Ek meen die geld wat hulle daai ou gee. Hy het tot aandeel in Aston Martin nou gekry. So dit sê vir jou baie waar Aston Martin wil gaan, maar yet again, ek dink Adrian Newey gaan sê oor sy laaitie, oor Lance Stroll se laaitie. Vir daai tweede seat, want op die oomblik perform hy glad nie. En ek dink glad nie hy gaan in die volgende Grand Prix in Azerbaijan ook perform nie. Ek dink Alonso gaan ook sukkel. Maar ons sal sien. Ek meen ek dink die media gaan so gefokus wees op Aston Martin op die Azerbaijan Grand Prix dat ek dink die drivers gaan meer van of die ander drivers en spanne gaan meer van 'n back chill vibe en hulle weet die media gaan hulle nie hamer soos wat hulle die laaste 3 of 4, 5 weke vir Red Bull gehamer het. So ja. Ja, ek dink dit was 'n baie goeie call gewees van Aston Martin om obviously vir Adrian Newey in te vat. Ek meen Lawrence Stroll het al baie geld geïnvest. Ek meen nuwe windtunnel. Ek meen hy het al 'n klein huisie vol geld geïnvest. Obviously weet almal dit was agter sy seun aan
om soos die performance beter te maak en al dat. Weet jy kan 'n laapa koop en al dat, maar jou kind gaan dalk nie die beste wees in die eerste span nie, verstaan? So ek dink dit was wel 'n goeie call gewees vir Aston Martin om Adrian Newey in te vat. Ek wil kind of teruggaan na die Netherlands Grand Prix toe. Ons sien van Norris baie beter perform. Verstappen het obviously was 'n P2 gewees en Charles Leclerc vir Ferrari in P3. Ek voel Charles Leclerc is nou besig om sy sokkies op te trek. Dink jy dit is 'n case dat weet jy wat dink ek op die oomblik? En dit is kind of scary om te dink, maar ek dink dit gaan gebeur. Ek weet ons praat op kind of baie oor ons praat van die race, maar to be fairly honest, right? Ek persoonlik dink daar's 'n baie groot kans dat as Charles Leclerc se kontrak eindig, dat hulle dalk vir Kimi Antonelli gaan kry by Ferrari. Ek dink sy Mercedes kontrak wat nou geteken is dalk soos 'n testrun vir hom. Ek dink hulle gaan hom miskien vir 'n goeie 2 jaar hou en dan van daar af miskien oorvat na Ferrari toe as 'n Italiaaner by Italiaanse span. Ek weet nie skit jou kop hou, maar dis hoe ek voel oor die situasie. Ek dink hulle is besig om op te saal miskien vir 'n possible transfer, want ek weet sy kontrak is net 2 jaar by Mercedes. Wat is die possibilities dat hy dalk oorgaan na ek meen team Ferrari Italiaaner? Not a chance. Om nou hulle het kom ek sê jy so, McLaren het vir Lewis Hamilton geteken toe hy net uit F2 uitgekom het. Toe gaan hy stryd F1 toe. Hulle het hom opgebou toe wen hy sy eerste championship. Dieselfde met Anthony. Dude, ek love I like die. Ek sê jou Giovanni, daai ou het die marketing value van Valentino Rossi. Ek dink Mercedes weet dit. Dis hoekom hom geteken. Ek meen hy was soos in sy die toe dit na off-season was hy soos by MotoGP races. Ek meen dit sê vir jou dat hy either fucking sorry vir my woord, maar Red Bull MotoGP of F1 gedoen het. So ja, nee, ek moet vir jou sê daai like die future, I laat my baie aan Kimi Räikkönen dink. Hy het 'n goeie, obviously hy het 'n baie goeie toekoms onder Toto Wolff obviously. Ek meen die een major upset sal wel wees vir ek kind of dis nie trusting is nie, maar wat ek kind of wonder oor, obviously practice 1, jy stuur dit in 'n muur en vas in Monza. Groot ge-apologize, luister, ek weet jammer dat dit nou gebeur het en wat ook al, maar ek meen hierdie ou het skaars sy tyres warm gemaak en toe wil hy 'n fast lap doen in Monza. En Monza is ook nou nie, met Monza is 'n vinnige trek, maar is ook nou nie een van die maklikste treks nie. En ek meen toe gaan gooi dit maar daar in 'n muur en vas. So ek dink dit was bietjie obviously nerves vir Kimi Antonelli. Dis difficult om te sê. Ek dink hy gaan goed perform overall. Ek dink dit gaan beter en beter word. Ek meen hy het net room for improvement. Ek meen let's be honest. Hy's baie jonk en nou net sy F1 license gekry. Ek dink soos jy sê hy gaan 'n superstar word. Hy gaan major wees en ek dink hy gaan baie sponsorship ook inbring. Mense sal dan nie obviously nie weet wie almal nie, maar ek dink hy gaan 'n groot sponsorship inbring vir Mercedes en ek dink die pairing saam met hom en George Russell 'n goeie opsie om te hê vir ek sou sê vir die volgende 2 seasons. Ek weet nie net of George Russell langer sal bly as miskien 2026 nie. Ek is baie tempted om te sê dat hulle hom dalk sal replace. Ek weet nie dalk hoe voel jy oor dit soos kind of in retrospect. John, dis 'n moeilike vraag. George Russell op die oomblik sou ek sê is nou Mercedes nommer 1. Met die relegations wat verander in 2026. Ja, ek meen wat vir my net snaaks is kom Selberg nog nie announce het wie hulle second driver is, want ek meen
dit raak nou baie tight na die end of the season. Bottas, ek dink hy het sy oog op fietsry. So ek wil graag sien wie in Sauber se seat gaan ingaan. Maar ek dink hulle gaan volgende jaar probably vir Russell soos 'n 4 jaar of 5 jaar kontrak gee en vir hom sê kyk jy's nou die main driver en enige iemand wat ons teken val onder jou, so hy weet hy het die vinnige kar. Maar ek dink ook dat as iemand soos Aston Martin gaan inkom en belaglike geld offer vir Russell, so hy miskien sê why not, net ek meen hy's British, dis 'n British brand, why not? Ja, ek het nou weer natuurlik soos op 'n paddock het ek gehoor dat apparently het die deal tussen Sauber en Bottas actually platgeval omdat hulle nie kon kom in understanding in terme van salary nie. Ek dink hy was dalk bietjie eager geweest om sy salary te try push, kom ons sê vir die volgende 2 of 3 jaar. En dit het blykbaar heeltemal platgeval. So ek wil vir jou sê hulle kyk dalk na 'n F2 drywer wat in te kom na Sauber toe. Miskien iemand soos ek dink daar's een ouetjie, ek dink Fittipaldi, as ek sy naam reg sê. Ek meen hy's 'n pretty much decent driver. Hy behoort in die Ferrari Akademie en Sauber behoort ook in die Ferrari Akademie. So dit maak actually sin. Dis 'n baie groot possibility. Mense sal nou nooit weet nie. Ek dink net dit is my stupid dat hulle nie kon kom met understanding in terme van Bottas nie. Ek meen jy gaan oor na 2025 toe die kar gaan dalk nie weet nog steeds nie dieselfde performance wat hulle wil hê dit moet nie, maar ek meen 2026 nuwe regulations, nuwe changes. Weet hoekom hom nie saai nie. Dit is so krities belangrik. Ek meen spandeer net die geld, kry die ou, weet hy's on board en ek meen come on man, dit is Valtteri Bottas. Ek meen daai ou was by Mercedes, daai ou het weet major races al gewen van tevore en deur om net te sê nee, gaan nie gebeur nie. Dit kind of ek dink dit tik baie mense om wat ek kan imagine F1 met sonder Bottas, F1 sonder iemand soos Daniel Ricciardo wat ook nog nie geconfirm is vir die RB Cash App team nie. Dit maak dit even soos worse. Die feit dat hy nie geconfirm is nie, maar hy het iets laat glip nou die dag met een van die interviews wat gesê het dinge is in die pipeline, daar is possibilities. Ek kan amper vir jou sê Red Bull. Hy gaan teruggaan en langsaan Verstappen ry en 'n wingman word vir Verstappen en ek dink dis nie die worst option om te hê nie. Hy's eager om te ry. Hy's vinnig waar hy moet wees as jy hom die regte kar gee. Daniel Ricciardo, please man, kom net, dit gaan Red Bull toe. Ek is even bereid, Chicken Wing, om 'n Red Bull shirt te koop sodra hy deel is van die Red Bull team. Ek gaan nie 'n Red Bull fan wees nie, ek sal 'n Daniel Ricciardo fan wees en ek sal dit maak met jou sien dat jy is 'n Red Bull fan. Guaranteed. John, ek sien nog steeds hulle moes Perez met Tsunoda vervang het of met Ricciardo. Want ek meen as die ou nie sy sokkies gaan optrek nie, gaan McLaren die championship vat. Nie net dit, die Drivers Championship. Ek het vandag bietjie gaan oplees en goed. Die hulle vir Piastri gevra vir die volgende races sou hy sy eerste plek opgee vir Lando, toe sê hy ja. So dit sê al klaar vir jou hoe sterk daai baan tussen daai twee. Ek meen nie eens Lando en Ricciardo daai baan gehad van ja, kom ons swap posisies of ons doen dit of ons doen dit. Want hulle het altyd gekompeteer teen mekaar. So dit is 'n moeilike een want die ding is Ricciardo en Verstappen was al saam in 'n span en jy het gesien wat gebeur het. Ek meen hulle het mekaar uitgehaal in Baku, letterlik, soos in figuurlik.
Um en ja, dit is en julle die hele storie met Red Bull voel net vir my of alles net begin het toe daai bombshell van Christian Horner gebeur het. Dit like Ek ja, wil letterlik dan dit dieselfde gesê. Dink jy dit is die Christian Horner effek, die feit dat hy bietjie WhatsApp messages gestuur het, bietjie begin stout raak het oor ek voel so ill daaroor, soos ek voel actually so disgusted oor dit. Um alles het begin haywire gaan soos net nadat hierdie hele ding uitgekom het en dit is geleak en al daai stuff. Ek meen, come on dude, like dis crazy om te dink jy is hierdie major actually hero vir nee baie dit mense nee en nie jy dit jy het 'n flippin Spice Girl. Ek of jy's getroud met 'n Spice Girl. met 'n Spice Girl. My guy, jy's getroud met 'n Spice Girl. Soos come on man, like hoekom dit opgee en sulke goeders doen. Maar ek dink nog steeds ek hoor wat jy sê van Daniel Ricciardo. Don't get me wrong, hè. Daniel Ricciardo, Baku, Verstappen, haal mekaar uit wat vir daai eerste links draai in dit turn 1 in Baku, right? Maar ek dink hulle albei het so gematured dat hulle weet as dit op 'n punt kom waar Verstappen dit kry nommer 1 'n drywer en Daniel Ricciardo moet nommer 2 speel. Ek meen Daniel Ricciardo is nice genoeg om te sê, you know what, hy sal dit vat. Hy sal eerder 'n tweede plek vat in plaas van wat hulle die race opneek en hy dalk nie 'n C3 season dan of season selfs daarna, sê 2026 of 2027. Ek dink hy wil nog steeds op die grid wees. Ek dink hy gaan nog steeds alles doen om op die grid te bly. Hy probeer push obviously as much as possible, but dit werk nie uit vir hom op die oomblik nie. Ek meen hy het al gecomplain 'n paar keer daar ook oor as wel. So die groot ding is ons sal nou sien wat gebeur. Dit is in die season is baie weird. Dit is erg. Ek wil oorgaan na die volgende toe. Een ding wat ons nogals laat skrik het, ek moet sê. Logan Sargent sacked. Ja, kom ek sê gou vir jou, dit laat ons dit jy weet mos FIFA Ultimate Team, né? Ek hoor jou. Nou, dis presies wat in Williams gebeur het. Daai daai nuwe laaitjie wat nou ingekom het by Williams. Sy sponsors het $4.5 miljoen betaal om daai seat te gee. So ja, dit sê vir alles waar die Formule 1 op die oomblik gaan, want dit gaan oor wie se sponsors bring die meeste geld in. Dis hoekom ek dink Carlos Sainz Williams of vir Williams geteken het, want hy het so baie sponsors agter hom wat die span obviously dadelik gaan sponsor, dat hulle meer geld gaan hê om hulle kar te develop. Maar yet again, Sargent is vir my 'n baie swak drywer. Ek meen ek het 'n video nou die dag op YouTube gekyk waar die een skaai kommentator gespot het die Sargent sy kar soos letterlik teen 'n paal vasgestamp en like hy voel like 'n vee. Dit is 'n flippin $1.2 miljoen kar. Ek weet regtig. Ja, ek het daai selfde video gesien. Dis ook soos like, hey yo man, like actually wat gaan aan soos nie net crash jy jou kar soos elke race nie, maar die ding is ons ook net dit was so kind of unpredictable geweest dat hulle hom net gesak het. Ek meen die nuus het dadelik net opgekom. Ek meen die race voor Monza, hulle het Colapinto ge-announce en dit was basically dit geweest, maar ek gaan die ou credit gee hoe credit is due. Colapinto qualify P16 eindig P12. Ek meen come on, Ja. vir jou eerste race in F1 en jy gain wat 3 spots, 4 spots gain jy en jy eindig voor iemand soos Daniel Ricciardo wat 'n legende is. Wel nie 'n legende is nie, maar nou ek meen major is in die F1 sporting community en jy eindig voor hom in 'n Williams vir jou eerste race. Very well done. Very well done. Hy's 'n goeie drywer vir die res van die season. Ek dink hulle het die regte keuse gemaak en ek dink om te stiek by daai keuse is, is a good thing. Weet jy wat vir my crazy though? Ek moet dit vir jou sê. Kevin Magnussen. Kevin Magnussen
Real quick, Mr. Chicken Wings, voordat ons aangaan met hierdie Kevin Magnussen, raceban, Baku, en hulle kry vir Olivier Beerman in maar Kevin Magnussen eindig 10de in Monza, kry 'n pit en word geban vir Baku omdat hy te veel points in sy naam het. Come on Magnussen, what are you doing, buddy? Like wat maak jy ou? Die ou is te huiwer vir punte man. That's insane. Ja, ek dink hy worry meer oor geld as enigiets op die oomblik. Om eerlik met jou te wees. Onthou, hy's nou geban vir een reis, maar nog steeds kry hy sy salaris. So hy voel basies 'n veer, maar ek dink Beerman gaan vir Hulkenberg 'n gas gee in Azerbaijan. So Ja, voordat ons oorgaan na Azerbaijan toe. My main man, Charles Leclerc, Monza, race winner van Monza. Die tifosi gaan bal, anthems word gesing oor die hele Italië. Well done Charles Leclerc, welkom terug in F1. Vat jou tyd en jy het te lank gevat om jy uit te kom. Ja, jy het 'n Netherlandse P3 gekry, maar nou kry jy 'n P1 in Monza. Dit is wat dood is. En ek meen, come on man. Insane. Daai tyres was beyond the point. Ek weet nie hoe dit reg gekry om met 'n 0 tot reg op die einde nie. Dit was vir my een van die beste tye van my lewe gewees. As dit maar so kry. ja, nee, dit was fenomenaal. Dit was ja, ek weet nie ek is iemand vir my gesê Leclerc gaan wen in Monza, dat ek gesê nee, daar's nie 'n manier nie. Maar soos jy sê, hy sy time management mooi gehandle. Ek dink Carlos Sainz het ook goed Big Brother gespeel om na hom te kyk. Ja, ek hoop net hy hou nou die momentum, want soos wat ek en jy gesien het, hy wen een reis dan is hy nowhere. So ja, ek dink die volgende reise is al soos 2 street circuits daar mekaar. Ek dink hulle Ferrari sal die upper hand hê met Red Bull. Maar ja, ek dink op die oomblik is daar geen span wat by McLaren gaan uitkom. Ek het nou die dag met iemand gepraat hier oor hierdie spesifieke ding, right? En ek het hier is die groot ding vir my persoonlik. Ek weet nie hoe reg of verkeerd dit kan wees, maar van wat ek al gesien het in die afgelope tyd, right? Vir Ferrari is net so bietjie moeiliker. Especially 'n trek wat 'n lang stryd het, which ons nou oorgaan na Baku toe. Hulle sukkel verskriklik in dirty air, dis een, en met net overall speed op die stryd. Maar cornering is hulle soos beyond amazing in it. En dit kind of scare my. So ek het nie regtig high hopes vir Baku of Singapore nie, want kyk ons het nou 'n double header vir die 2 street tracks. So Baku is een en dan Singapore daarna, week daarna. Ek het nie major high hopes vir dit nie. Ek het so gevoel dit gaan 'n trek wees waar beide Red Bull en Ferrari gaan sukkel, maar ek het weer hierdie klein gevoel aan my dat McLaren die top contender gaan wees vir die 2 street tracks. Ek voel dat obviously ons almal weet al dat Perez word genoem die street king. Daar is 'n possibility dat hy homself kan bewys in Baku en Singapore. Nee bro, dit is vir my of jy vir my sê ja, ek moet nou kies tussen Perez en Leclerc op 'n betting site. Op die oomblik sien ek Perez glad nie. Enige like performance wise homself kan bewys nie. Ek voel, en dis my eerlike opinie, ek voel dat Red Bull moet like vir Perez kyk hier bro.
as jy nie in die volgende 3 of 4, like, ja, 3, ek gee hom 3. As ons jou nie in die top 5 of die top 6 kry in die volgende 3, is jy uit. Like, it's terminated, contract is done, ons skryf vir Lawson in en hy ry in jou plek. Of jy stuur Lawson, RB2 en jy sit vir Ricardo of Sonodo in. Want ek dink net like dit gaan die eerste keer in 4 jaar wees wat 'n drywer minder of ja, meer as 100 punte agter sy spanmaat is. Dit was nog nooit in F1 nie. Nie eens Rosberg en Hamilton het dit gehad nie. En jy weet hoe hulle mekaar gehad. Ja, kyk, die enige gesprek again met een van my ander F1 enthusiast palle. So ek sê vir hom soos ek dink persoonlik confidence op die oomblik is iets wat nie by iemand soos Perez lê nie. Die team sit wel baie confidence in hom. Ek meen ons het al vir Christian Horner oor praat, ja nee, Perez moet net weer sy groove vind en bla 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 bla. En ek meen dit was al 5-6 races ago. Ek meen wanneer laas het ons die ou enigstens op die podium gesien staan. En dit is sad om te dink dat sy ek ben ek like jou. Hy's such a nice mens vir die algemeen, right? En hy's actually 'n baie goeie drywer op 'n swaal. Maar dit is my crazy om te dink dat hy all of a sudden hierdie confidence verloor het in homself dat hy nie reg gaan perform nie. So ek stem saam met jou. Ek dink persoonlik hulle moet hom 3 races gee en dan moet hom sê in daai 3 races moet hy ten minste 2 podiums kry. Anders dan word hy gekansel want ek meen as hy nie nou enigsins begin perform nie en dit is net heeltyd 'n Verstappen show. Ek meen dan kan jy maar baie sê vir die title. En ek ben Verstappen het nou die dag gesê ook is wel in een van die interviews wat hy gesê het dat die title vir die constructors en die championship, die World Championship lê op dieselfde level op die oomblik. Mense weet nie wat gaan gebeur in hierdie tydperk nie, want dit raak regtig soos baie close. Dit raak actually soos proper close. Ek meen mense kyk na Verstappen op 6de in Monza. Agter iemand soos Hamilton wat ook ewerslik nou, Hamilton is ook kind of a hit and a miss. Hy doen een keer goed, een keer bad, een keer goed, een keer bad, so ons weet ook nie wat raan gaan nie. Maar dit kan nie heeltyd Verstappen wees nie. Dit gaan Perez moet by wees. Norris is besig om punte weg te vat van Verstappen af. Perez moet begin wingman speel en as hy nie kan nie, is dit tyd om baie te sê en dalk soos jy sê, kry iemand soos Liam Lawson in, gaan RB Cash App team toe en kry vir Daniel Ricciardo om in daai kar te klip. En die mense te begin agterhou sodat Verstappen wil obviously nog 'n titel hê in hierdie jaar. En dit is sad om te weet dat Red Bull hulle begin, van die begin van die season af nie te bad perform nie. All of a sudden die major drop met McLaren. Come on Perez, like do something my guy. Anders is daai seat gone. Dit is net gone. En ek hoor wat ek moet sê, terwyl jy die kontrak kry met anders in vir die res van die season. Hard vir die championship, you know. Ja. Soos ek vir jou gesê het, ek dink die hele downfall met Red Bull het begin met die hele Christian ding in begin van die jaar. Dit was vir my is iets wat jy sou verwag van iemand met so hoë kaliber van mag nie, maar ja. Ek sou nie sê mag nie, maar soos die beroemdheid wat hy het. Ek weet, soos ek vir jou gesê het, hy is getroud met 'n Spice Girl en nou sit sy hele familie in daai posisie. En op die einde van die dag wat hy dit gedoen het, die hele span so omgedraai waar almal kon saamwerk. Ek meen even Max se pa en Christian Horner het 'n huge fight gehad. So yet again, maar ja, my persoonlike opinie is ek dink if the rumors is true, gaan Max 2026 Aston Martin toe. So ek het nou actually dit raak gesien op die nuus. So ja, ek moet vir jou sê dis die weerste Formula 1 season in 'n lang tyd.
sal Verstappen vat en is dit dalk soos die Adrian Newey effek dat hy die calls gaan kan maak oor dit? Ja, definitief. Ek dink Adrian Newey met die mag wat hy nou het en Aston Martin kan hy basies doen wat hy wil. Ek meen as ek daai geld kry, so ek ook basies al die besluite moet neem, nie net die besluit nie, maar oor sponsors en wat se engines hulle maak. Ek my persoonlike opinie is Aston Martin, Adrian Newey werk al klop op Aston Martin se 2026 kar. So dan moet jy weet, daai ou gaan inkom met 'n monster van 'n ding ou. Dalk 'n possibility dat ons sien dat Aston Martin vir die eerste keer in basically amper never dalk 'n championship kan wen. Hulle gaan net moet kyk om vir Lancey Poo uit te haal as in ASAP. Soos kry enigiemand aan behalwe vir Lancey Poo, want Daddy Stroll kan nie meer die calls maak nie. Adrian Newey, he is the captain now. Hy is nou die groot man van die span nou. Ja, wie sê jy in Stroll se plek sit vir 2026? Die ding is net soos vir my is dit 'n situasie van wie gaan oop wees vir dit. Kyk jy na 'n possible F2 drywer of kyk jy possibly na iemand soos Valtteri? Ek meen Valtteri is goed. Magnussen het ook nie 'n seat vir volgende jaar nie. So dit maak jy dalk 'n call dat jy iemand soos Valtteri in die seat insit. Gaan Alonso regtig bly vir nog sê 2-3 seasons? Ek meen die ou raak oud. Hy sal amper bottel. So dit is mense kan amper begin call dat miskien 2 seasons left dan sit klaar. Hy sal nie aangaan miskien sê na 2026 nie. Alhoewel hy nou vandag byvoorbeeld iets anders gekonfirm het dat hy na 2026 nog steeds in 'n seat sal wees. Vir my is dit een van twee keuses. Fairly honest. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen. En ek dink Kevin Magnussen is dalk nie die beste opsie nie, maar Kevin Magnussen ry goed genoeg en hy's eager genoeg. Ek meen, hy het nou hierdie 12 punte teen sy naam gekry en hy's geband vir Baku. So hy's eager genoeg om hard te ry. Hy's eager genoeg om vooruit te kom. Ek dink die kar allow hom net nie om enigstens dit te doen nie. Alhoewel hy nou byvoorbeeld in Monza nou 'n P10 gekry het. Maar my nommer 1 opsie is Valtteri Bottas. Ek love hom. As hy nie 'n seat het volgende season nie, ek kan nie sien dit is so moeilik dan om F1 te kyk. Ek weet nie hoekom nie. Soos hy was nog altyd by een van die top ouens wees. Ek love hom. Hy's altyd so vriendelik en net soos 'n nice guy. Arrogant, maar nice. Ja, hy's baie arrogant. Dis fair. Ek weet wie sou jy ingesit het? Soos wie sou jy soos in daai posisie gesit het van as laaste daai reserve driver van Aston Martin, daai Djokovic of wat sy naam is, maar hy's baie goed. Ja, fair enough. Maar hy's ook nog baie jonk, is dit nie? Hy ry soos F2. Ja, hy's nog soos baie jonk. Dit is hoekom ek sê, soos kies jy dalk 'n jong drywer uit F2 uit en gee daai persoon 'n opportunity om vir Aston Martin te gery sien dat Adrian Newey daar is, engine regulations, engine changes in fact en dan plus die 2026 sê 27 regulations ook major changes aan wees. Of vat jy soos iemand wat al klaar weet 'n paar races gewen het, jy bolster hom dalk wel in. Ek weet jy het al gesê daar's dalk 'n possibility 2026 Max Verstappen by Aston Martin. Ek weet wie sit jy dan in 'n Red Bull seat? Dis 'n goeie vraag. Want as jy essentially gaan kyk, ek ben kom ons be honest, right? As jy essentially gaan kyk, kom ons sê in 2026 kort hulle 2 drywers. Daniel Ricciardo sien maar net daar nie en kom ons sê Max is nie daar nie. Wie sit jy in daai 2 seats? Wat jy vir Perez terug gemaak op nommer 1 of kies jy 2 ander drywers en kry iemand soos Lando Norris, dit poach hom uit McLaren uit. Al wat ek weet is hulle gaan baie betaal om Lando uit sy kontrak te kry. Die ding is Lando en
Piastri en McLaren het 'n baie goeie verhouding op die oomblik en ek dink ja, hulle sal enige span toelaat eers om met hulle kontak te maak. Dis is ja, ek weet nie ou, dis is Mick Jones se laaitjie wat nou vir Alpine geteken Oh, het. Jack Doohan, ja, voel Jack Doohan. ek voel jammer vir Mick. Ek meen hy sal wat 3 jaar op die sideline en dan word hy nou opgeroep vir Le Mans en goed en dan drop hulle hom en skuif hom heeltemal uit. Soos Mercedes ook. Ek meen hy's elke race daar en nou kom 'n 18-jarige laaitjie en vat jou spot. Ek sou kwaad wees ou. Ek dink die call vir Jack Doohan was soos die grootste en die verkeerdste call gewees ever. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink persoonlik hulle moes oorgegaan het om Mercedes toe gaan. Hulle gesê het luister ons op vir Mick. En sit vir Mick in daai kar en laat Mick laat Mick net gaan ry vir die Mercedes team. Jack Doohan, ek kan nie vir jou regtig sê hoe ek voel daaroor nie. Dis maar dieselfde. Kyk, soos ek het net altyd, nee, ek het net al 'n paar keer gepraat met 'n paar episode van Antonelli byvoorbeeld. En ek is nog nie fully convinced van Antonelli nie, alhoewel soos hy lyk al klaar soos 'n superstar. Ek meen hy lyk so 'n klein Valentino Rossi wat groot was in MotoGP. Hy kan dalk potentially een van die beste drywers word. Maar is dit die beste opsie om hom in te sit op 18 jaar oud wat nou net 'n F1 license gekry het? Ek persoonlik net van my kant af sê 'n groot vet nee. Ek dink hulle moet gaan kyk het na drywers wat available gaan word met hierdie hele silly season. Bottas is net confirm die baby kry vir Bottas terug vir 2 seasons. Kry dalk vir Antonelli om tydens practice actually te practice en te sê luister gaan ry net die kar om die baan met te hard druk nie. Wat om byvoorbeeld iets te sien, kan sê Mercedes fan nie, maar ek meen om iets te sien van 'n Italianer. In geval om iets te sien byvoorbeeld soos Antonelli by die kar gaan sit teen 'n muur. Lap 1. Dan kan jy wonder soos moes jy so hard gedruk het, lap 1, tyres nog nie warm nie, brieke is nog nie warm nie, en jy kon sien soos hy probeer om my kar met regterruk en all of a sudden gaan bend deur teen 'n muur. Come on. Maar vir my Antonelli is soos 50-50 jaar se goeie call. Hy's 'n face of 'n superstar. Maar dan ook die ander 50% sê maybe was dit nie die beste call nie. Maybe hou uit tot in November, kry iemand soos Bottas vir 2 seasons, hou hom tot aan die einde van 2026. Laat Antonelli sy practice inkry and that's all she wrote, man. Dit is net persoonlik. Jack Doohan, ek is nie 'n fan nie, ek sou Mitch ingesit het. Ek is 100% saam met jou. Glad jy 'n fan van hom met hom. Glad nie. Ek sou veel liewer vir Mickey ingesit het, man. Mick Schumacher, come on, man. Sy pa is Michael Schumacher. What are you guys doing? Ek sit hom in dat hy ry. Hy's such a hy's actually such a superstar. So couple of questions net van my kant af. Obviously ons gaan oor na Baku toe. Afgesien van die mense, weet nie, van die drywers. Hoe voel jy oor die track? Just ek dink McLaren gaan hy race Nee, dominate. maar afgesien van die track, afgesien van soos die drywers en die teams wat kom. Hoe voel jy oor die track self? Soos ek like die track. Ek persoonlik Ek like die track want daar's lank strys en goed. Wat jy en daai een corner wat soos deur daai kasteel ding gaan. Daai ding is vicious. Ek meen Leclerc het al hoeveel keer in daai ding vasgejaag en ek dink as jou downforce het 'n sentimeter of 'n millimeter uit is, sal jy nie 'n kar deur dit kry nie. Veral met die karre van vandag, want ek meen, sure, dude. Maar ek like die track. Ek dink my persoonlike opinie, ek dink McLaren gaan dominate want hulle front wing is net something else vir oomblik. Dis soos hulle 3000 ton op die front wing sit en daai ding vlieg nog steeds so. Ja, so obviously het ek gehoor van die teams bring nuwe changes. Ek het gehoor dat apparently bring Ferrari 2 nuwe changes met die kar.
again op 'n speculation is of nie, het ek gehoor 'n front wing, rear wing vir Baku. Hulle dan natuurlik nog 2 ander changes wat hulle inbring vir Singapore ook as wel. Ek dink dat weer aan die ander hand Ferrari gaan nie daar wees nie. Ek dink ek stem saam met jou. McLaren gaan dominate. Ek dink dit gaan 'n McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull tipe aksie wees. Dis kan of waar ek dit gaan call. Ek het so wild card wat ek ingooi dat iemand soos die RB Cash App team ook 'n goeie performance gaan hê vir die naweek. Dit kan ek wil dit amper vir jou insit en sê dit is amper guaranteed. Ek hoop eintlik dit is 'n guaranteed dat hulle 'n bietjie begin punte opkry in die constructors. Soos altyd vra ek jou die volgende ou chicken wing. Gee vir my jou top 10. Kom ons werk met top 10. Geef my eerstens jou P1, P2, P3. Okay. So P1 is Norris, Verstappen, Piastri, Hamilton, Russell, Sainz, Bottas. Ek sal vir Hulkenberg ook insit en dan Gasly. Is jy okay? Jy sit vir Bottas in met Kick Sauber. Ek wil net weet is jy okay? Maar dit is vir Leclerc in nie. Jy worry nie oor Leclerc nie. Jy sit vir Sainz op P8 en jy sit vir Bottas in P9 en vir Ek dink Leclerc se engine gaan fail. Nie Ferrari jinx nie. Wat? Weet jy wat? Ek gaan jou vloek. Maar na hierdie podcast gaan ek jou vloek. Hoekom Ferrari jinx en sê come on man. Jy dra 'n Ferrari shirt. Dit is deel van die podcast. Like buddy, what are you doing? Ferrari se engine gaan opblaas. Honestly, na hierdie ek sê vir jou ek en jy gaan woorde hê. Moenie afklop van hierdie chat af na hierdie podcast. Ek sê vir jou nou, jy bly hier ophou. Jy gaan laat ek begin vuis te gooi. In elk geval, dit groot ding is op die einde van die dag dit gaan 'n transwys wees. Ek sou sê P1, P2, P3 gaan ek ook insit as Leclerc. Ag nee, Leclerc nie man. Max, Piastri, Leclerc, Verstappen op 4. Ek gaan vir 5, 6 en 7 sal ek insit Sainz, Hamilton, Russell. Kom sê wat's 9 en 10 Tsunoda en Daniel Ricciardo. Ja, ek dink dit gaan 'n lekker reis wees, Tom. Dit gaan hard wees, dit gaan ek mense like om reën te sien op daai baan, maar ek dink dit sal nooit gebeur nie. So ek dink met reën gaan jy meer mense in die Castle Corner sien as wat jy die reis gaan sien. Nog meer safety cars wat daar racing is. So ek dink nie dis die beste idee om te sê jy hoop vir reën nie. Ek persoonlik dink ook natuurlik net voordat ons hier afsluit, ek dink dit gaan 'n toestop wees. Ek dink dit gaan warm wees in Baku. Ek het so snaakse gevoel dit gaan baie warm wees in Baku. Ek sê persoonlik daar gaan 2 safety cars wees. 2 stopper, 2 safety cars met 'n wille reis wat aangaan. Maar vir nou Paul sê ek vir jou soos altyd. Dankie vir die lekker chat. Dankie vir die lekker podcast. Vir ons viewers daar buite. Ons apologize dat die episode so laat kom. Unfortunately ons altyd was onmenslik besig gewees. Was 'n besige couple of weeks ook gewees. Ons kon nie regtig by die podcast nie uitkom, so ons doen apologize. Ons wil ook natuurlik vir dankie sê vir Moesa Transport wat een van ons sponsors is. Hulle is 'n logistics company in die Kaap self. Gaan check hulle 'n bietjie uit. Ek sal soos altyd 'n link in die description los. Ons sê vir F1 Paddock Viewing bye dankie en ook natuurlik vir Double Dutch. F1 Paddock Viewing host gewoonlik hierdie F1 events by Double Dutch waar jy kan gaan sit en ietsie drink en ietsie eet en die race kyk. It's basically soos 'n watch party wat quite fun is en lekker. So asseblief gaan kyk hulle uit en vir al die mense daar buite, enjoy die naweek, enjoy Baku en ons sien julle weer direk na Baku.
Ek wil ook net sê well done aan Charles Leclerc vir Monza. Jy het finally iemand weer happy gemaak en myself as 'n Ferrari fan en as Italiaaner. Baie dankie. Die Tifosi sê grazie. Regtig baie dankie. Chicken Wing, dankie vir jou. Soos altyd Paul, lekker om te gesels man. En ek check jou direk na Aku. Cheers, God. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride.